met trots geborg deur Lots of Pots. Hi, ek is Cornelia Hietge vir Marula Media en ek kuier vandag by Lots of Pots in Lynnwood in Pretoria saam met Karen Viljoen, 'n landskapsargitek. Karen het ons in die vorige episode meer oor saailinge geleer en vandag deel sy haar kennis oor plante en potte om jou kombuis en badkamer met 'n bietjie groen op te helder. Watter soort plante kan mens in jou badkamer en kombuis sit om net so 'n bietjie kleur en groen in te bring? So as jy nou by 'n kwekery kom, dan sal jy darm sien hulle maak dit so bietjie makliker. So daar is gewoonlik 'n spesifieke area geallokeer vir binnenshuise plante. So dan moet jy weer eens besluit, wil jy iets hê met kleurblomme of wil jy meer net iets hê wat loof? Net groot groen blare. Groot groen blare, ja. Soos byvoorbeeld in jou badkamer is altyd lekker om goed te hê met baie loof, wat dit bietjie tropies en koeler laat lyk. En dan ek is persoonlik lief vir om in die kombuis altyd 'n bietjie kleur in te bring. Natuurlik, ja. Nou wat vir my baie interessant is hier sien ek nou jou tipiese groot groen blare, maar hierso is 'n gewone bos blomme en lyk dit vir my na Dis 'n russies, Russies. 'n ornamentele russie plantjie. dis vir my baie interessant. So dit het ek nou glad nie verwag vir binneshuise plante nie. Vertel my 'n bietjie meer hiervan. Hoe werk dit? Ja, dit is soos ek gesê het, as jy wil kleur hê en nie wil 'n bos blomme koop nie, want blomme hou nie so lank nie. En is baie duur. En is baie duur. So mens kry soveel deesdae plante wat mooi kleur verskaf binne in jou huis. Hierso het ons nou byvoorbeeld 'n krasant wat ek nou in 'n baie mooi pot gesit het wat sy kleur komplementeer. Soos ek gesê het, hierdie is 'n ornamentele russie plantjie. Dit sal nou ideaal wees vir jou kombuis en jou vensterbank. Maak van sommer lus vir kos maak. Ja. Ja. En dan kry jy ook seisonale kleur binneplante. So mens in hierdie tyd wat nou ons nou weer aanloop na herfs en winter toe, is hierdie cyclamens 'n baie gewilde plant wat jy binne in jou huis kan hou en wat ook dan al daai mooi kleur vir jou gee. Hierso het ons nou nog Baie mooi. 'n baie mooi een. Hierdie is 'n bietjie meer 'n miniatuur een en dan hierdie ene is 'n bietjie groter. Hy sal pragtig lyk en selfs in jou langs jou bed op jou tafeltjie ook. Ek onthou my ma het sween gehad, 'n wit enetjie. En toe my tyd het die blomme uitgeval en toe val die blare en toe vrot hy heeltemal. So hoe versorg jy jou binneshuise plante? Het hulle minder water nodig omdat hulle nou nie heeldag in die son staan nie? Hoe maak jy dat hulle nie vrot en vrek nie? Dis 'n goeie vraag daai. Hierdie soort cyclamen, hierdie spesifiek, groei met 'n bol. Okay. So mens moet nie hulle te veel water gee nie en ook die plant raak so 'n bietjie dormant na die wind. Okay. So vir hulle sal ek sê vir so grootte kan jy een keer 'n week net so 'n halwe koppie water gee. Dan soos die seisoen klaar raak, as ons nou begin lente se kant toe beweeg, dan sal jy sien die blomme raak op en die blare begin bietjie hang en geel word. So dan kan jy die plant iewers gaan bære en hy hoef dan nie noodwendig weer water te kry nie. Laat dit dan nou die volgende jaar weer seisoen word. Dan kan jy hom weer begin water gee en dan sal hy weer blare uitstoot en weer blom. Dis werklik interessant. En dan hierdie tipe plante, hoe baie water kry hulle? Het hulle kos nodig? Het hulle son nodig? So die geheim maar vir alle binneplante is baie lig. Hulle soek nie noodwendig direkte son nie. So naby vensters, waar dit nou nie in 'n donker hoekie is nie, is hulle baie gelukkig. En dan het die mense wat baie slim is, dit ook vir ons makliker gemaak om vir ons voeding te maak spesifiek wat dan nou in die potplant tussen behoeftes voorsien. Ons noem dit maar vloeibare kunsmis. So mens kry nitrosol en dan as jy daar op die dingetjie kyk kan jy sien hy het genoeg voeding
vir alle tipe. O, hy het lekker al die prentjies. Ja, daar. hy het prentjies daar, dan kan jy net die aanwysings daar lees. Dis 'n vloeistof wat jy aanmaak in water en dan gooi jy die plante daarmee nat. En dan het ons multifeed wat 'n sterepoeier is. Okay. En al die aanwysings staan ook hierso, so jy meng dit ook met water, gooi nat. En dieselfde beginsel geld, maar soos vir buiteplante, soos jy gesê, potplante se wortels kan nie gaan soek vir voeding nie. So jy kan maar elke 6 weke hulle ook lekker kos gee. Okay. En dan iets wat nou makliker is hierdie stokkies. O, ja, natuurlik. Ja, so jy kan as jy nou nie baie moeite wil hê nie, dan steek jy net so 'n stokkie in langs by die plant hier in die grond sommer in. Net so dat die poppie net so amper uitsteek en dit is 'n stadig vrystellende voedingsstowwe daar. Hy bly net daar, dis al. Weer so vir 6 tot 8 weke. Soos jy die plant nat gooi, dan sal die water die voedingsstowwe in die grond na die wortels toe trek. Okay. Ja. En jy sit maar net een in elke plant en dan Ja, ek dink as dit nou 'n groter plant is, kan jy maar 2 sit, maar okay. mens kan ook maar net lees, hulle sê alles daar. Okay. En dan nog iets wat ek ervaar het, is een van my binneplante het nou plantluise gekry en ek weet dan moet jy hom nou verwyder van die res, anders kan hy die res aansteek. Hoe maak jy met plantluise? Hoe versorg jy jou plant om hulle mooi gesond te hou teen gas? Ja, dit is eintlik 'n baie ingewikkelde maar lekker stokperdjie om te hê. Ek sê altyd plante is ook maar soos mense. Sodra hulle stres ervaar omdat hulle groeiomstandighede nie lekker is nie, dan gaan hulle kondisie half af en dan begin goeters hulle aanval. So dan kom die plantluise. Maar daar is ook daarom by Lots of Pots kan jy gaan kyk daar by hulle gifafdeling. Dan is daar ook giffies wat jy kan aanmaak en dan gooi jy ook net die plante nat daarmee. En ek dink dan moet jy ook maar net soos jy sê die plant so bietjie afsonder dat hy nou nie al jou plante aansteek nie. En dan sodra jy kan sien baie keer die plantluise as jy so vryf oor hulle as hulle loskom, dan weet jy hulle is dood. Okay. En dan kan jy eintlik ook net met 'n spuitbottel met water inspuit dat hulle maar net afgaan, dat dit nou net mooier lyk. Okay. En dan plante groei, hulle word groter, dan het hulle al 'n bietjie meer spasie nodig. So hoe gaan mense te werk as jy jou binnehuise plante in 'n groter pot wil oorplant? Kom ons vat sommer nou hierdie vir 'n voorbeeld. Maar ek moet ook net bysê, hierdie crescent is nou nie 'n plant wat 'n hele jaar gaan hou nie. So hy gaan ook maar af. Maar kom ons gebruik hom as 'n voorbeeld. So jy moet 'n pot verkieslik kies wat 'n gat binne-in het, sien jy? O ja. Dan gooi jy ons gewoonlik maar 'n laag klippietjies onder vir bietjie dreinering en dan koop jy hierso by Lots of Pots vir jou 'n sak binnenshuise. Ja, ons spesifiek kyk vir binnehuis. Ja. Hierdie mense weet mooi hoe om die grond te formuleer vir watter behoeftes die plant het. So dan meet jy maar nou net hoeveel grond dink jy moet jy gooi voor jy die pot insit. Dan gooi jy jou grond, eers jou klippies, dan jou grond en dan sal jy nou die plant uit sy pot uithaal. Wow, ja kyk, hy is behoorlik gevorm. Baie mooi. Sjoe. Wortels, hy sal baie bly wees as hy nou 'n bietjie Groter ekstra huis grond het, ja. groter huis het. So dan sit jy hom nou in op die regte diepte. Jy moet nie hom dieper plant as hierdie vlak. Ja. Okay, ek sien. En dan sal jy hom nou net mooi opvul met potgrond en hom lekker vasdruk. En dan kan jy nou ook, as jy dit nou nog mooier wil laat lyk, kan jy mooi klippies of mos, skulpies of iets hier onder sit. Ja. Skakel volgende week weer in wanneer ek en Karen gaan gesels oor maniere om jou tuin vir die winter voor te berei. Karen Viljoen is 'n landskapsargitek en tuinkenner wat haar kennis met ons deel. En hierdie video is moontlik gemaak deur Lots of Pots.